Here, baie dankie dat ons voor U kan buig. Baie dankie dat ons by U mag stil word, wanneer die stilte oorverdowend is, maar weet ons is nie alleen nie. En wanneer ons vandag gesels oor vriendskap, is dit vriendskap wat kom vanuit 'n plek van bittere alleenheid, want in hierdie wêreld, as ons nie met U in vriendskap verenig kan wees, Here, is daar nie iets wat groter en meer alleen is. Maar dankie dat U ons kom soek, en dat ons nie hoef te werk vir hierdie vriendskap, maar dat hierdie vriendskap iets is wat U uit genade skenk. Amen. Geliefdes, julle kan so lank oopmaak in Lukas 19. Ons gaan Lukas 19 lees, en is Jesus en Saggeus. En wanneer ons Lukas 19 gaan lees, en ons lees vers 1 tot 10, dan wil ek eers julle so 'n bietjie innooi in 'n ander manier van omgaan met die storie en die skrif, wat ons nie noodwendig altyd so mee vertroud is nie, of noodwendig altyd so geoefen is om te doen nie. So wanneer ons die stories in die skrif lees, dan kan ons nou nogal baie keer dit lees asof ons soek na 'n klomp inligting, né? Want dis hoe ons koerant lees, en dis hoe ons handboeke lees. Ek weet dis nie hoe die mans die Foubiljette lees binne 'n nuwe apparaat nie. Hulle dink ons hulle weet om dit aan mekaar te sit, en dan as mamma die directions lees, dan eers werk die goeters. Maar ons gaan vandag bietjie toelaat dat die Bybel ons innooi, terwyl ons so 'n bietjie tussen die lyne lees, né? Want daar kan ons nie alles geskryf staan wat gebeur het nie. So, julle ken die storie van Saggeus heel waarskynlik beter as ek, want julle hoor dit al hoeveel jare en het al hoeveel preke daaroor gehoor. Maar ou Saggeus was 'n Jood gewees, né? Maar hy was, soos in die ou dae, was hy eintlik 'n joiner, né? Ou Saggeus was 'n joiner, want hy was 'n Jood gewees wat saam met die Romeine gewerk het om die belasting in te vorder, en hy het die Jode geklits sodat die belasting kon inkom en hy daardeur voordeel trek. So hy sou nie geliefd gewees het tussen sy mense nie. Sy mense sou nie na hom gekyk het en gesê het, hoor jy's een van ons nie. Saggeus sou heel waarskynlik ongelooflik ryk gewees het, maar ongelooflik alleen. En dalk het jy al so iets in jou lewe beleef, waar jy as gevolg van 'n posisie wat jy gehad het, maar tog bietjie geïsoleer was of alleen. Nee, mens kry dit vir al ouens wat nou in bestuursposisies is, en jy met die mense rondom jou moet omgaan, hoofde in skole of HOD's, en die ouens wil nie naby aan jou wees nie, want daar's 'n stuk gevaar. En jy beleef iets van hierdie alleenheid, want dis hierdie professionele afstand wat gehandhaaf moet word. So hy het dit nou nie noodwendig oor die professionele afstand nie. Ek was so rukkie in Engeland gewees, en ek onthou die plek waar ek die alleenste gevoel het, was in die grootste Afrikaanse kerk. Daar het hordes Afrikaners gesit, maar nie een het my naam geken nie. Ons het niks van mekaar geweet. Dit was die alleenste. So moet nie dink dat mense wat dieselfde taal praat as jy, of dieselfde lyk as jy of so, nie alleen is nie. En dan sal 'n volgende alleenheid wat ons partykeer oorkom, en dis wanneer mense gemoed swaar is, nee. Dit is nou depressie of angs of so, maar wanneer jy voel die lewe raak te veel, dan is ons soms so alleen dat ons sê, weet jy, ek sien nie kans nie, ek kan net nie so aangaan nie. So daar's daai tipe alleenheid. En dalk het jy dit al beleef, jy's tussen jou familie, jy's tussen jou mense, hulle ken jou, maar jou storie waardeur jy moet gaan. En ons kry hierdie tipe alleenheid baie keer deur mense wat deur verskillende lewensfases gaan. Jy het nou net gehoor, jy het 'n ongeneesbare siekte. Ja, jy het klomp mense langs jou en om jou wat jou gaan ondersteun, maar net jy kan met hierdie siekte reis. Diep alleen. Of jy moet uit matriek uit nou begin om 'n nuwe lewe te maak, en ek weet nie of julle nog kan onthou hoe alleen kan dit wees wanneer jy moet begin werk en
begin om vir jou 'n lewe te maak en begin verstaan en dinge betaal en die somme maak nie sin nie en soms is daai alleen vreesaanjaend. Hierdie deurgange kan diep alleen wees. En dan dink ek die alleen wat in Henny hulle se huis vandag is die alleen van verlies. Wanneer die persoon langs jou net nie meer daar is nie. En van julle beleef dit dalk al vir jare. Van julle moes al hierdie alleenheid bevriend, want dit gaan nie anders wees nie. Hierdie verskillende tipe alleenhede kan ons dryf tot op 'n plek waar ons so wegkwyn dat ons voel, maar ons weet nie of die lewe die moeite werd is. Hierdie alleenheid word partykeer deur iets anders aangevul of ons poog om dit aan te vul. En dit word 'n verslawing. Want ja, man, daar's ek weer online. Is dit beter? Ja, my kinders hoor nie eers wat ek sê nie, al het ek wens dit was so maklik soos om 'n battery te vervang, maar okay. Goed, nou kan jy weer mooi hoor. So hierdie alleenheid word, ons kompenseer met een of ander iets. Ag, en jy kan dalk so 'n bietjie in jou lewe dink, soms is dit om te gaan klets en kinderstories, en ek moet net die nuwe nie sê, maar ons raak verslaaf daaraan, want iewerste in ons wese is ons nie gebou om alleen te wees. Maar daar's 'n 5de tipe alleenheid, en dis die alleenheid van die siel. Die alleenheid van die siel wat vir my en jou sê, daar moet meer wees in die lewe. Die alleenheid van ons siel wat hinker en soek en sê, maar as dit nie versorg word nie, as dit nie versadig word nie, gaan dit amper my tot rasernay dryf, ek kan nie anders nie, en dit is ook die plek van ons uitkoms. Jy sal dit nou nie glo nie, maar die Here het 'n interessante ding gedoen. Hy het in ons alleenheid die soeke na hom ingebou. En daarom is selfs in ons alleenheid is ons nie verlore nie. Want alleenheid is juis hierdie ding wat ons dryf en wat ons laat soek en begeer vir meer. Maar ons moet eers erken, ons is alleen. En dis wat Saggeus moes doen. So vir Saggeus om in hierdie boom te klim wat heel eerste 'n mooi, beskaafde Jood was, heel waarskynlik nie meer 'n youngster was nie, iemand wat gesiene wou gewees het, kinders klim in 'n boom, man, hy sou nie in die boom geklim het nie, maar sy alleenheid het binne in dit gehad, die soeke na God, en hy het gehoor, Jesus is op pad, en iets binne in hom het gesê, maar Jesus is die antwoord vir hierdie alleenheid. Jesus is die oplossing vir hierdie alleenheid, en as ek by Jesus kan uitkom, dan is hierdie alleenheid se antwoord daar, en die alleenheid binne in hom het dit geweet.
En daarom wil ek vir jou sê wat vandag daar sit en vir my, dat as alleenheid jou iewers te betrap, jy heel dadelik moet weet, dat dit juist klaar binne-in die uitnodiging het na God. En daarom hoef jy nooit alleenheid te vrees nie. Ja, dis nie lekker nie. Maar jy hoef dit nie te vrees nie. Ons gaan nou sê wat gebeur en hoe ons moet omgaan. So Saggeus is daar in die boom en hy hoor dat Jesus op pad is. So kom ons lees die storie en dan gaan ons sien hoe Jesus met Saggeus omgaan. En Jesus in hierdie geval doen 'n pragtige ding. Lukas 19 vanaf vers 1. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevye boom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. En in hierdie kort Saggeus storie wat julle so goed ken, lê daar ongelooflike mooi heil opgesluit. En die heel eerste ding in hierdie storie wat ons vandag raak sien, is dat Jesus kom en hy vriendskap gebring het vir die wêreld. Vriendskap wat ons verstand te bowe gaan, want alhoewel Saggeus vyandigheid teenoor Jesus se mense, God se mense getoon het, het Jesus nie gesê, kom ek kyk, hoe kan ek jou vermy nie. Ek dink nie Saggeus was dalk die enigste ou dalk daar in die boom gewees nie, want almal wou kon sien en so iets en skare het rondom hom gedrom, maar hier kom hy en hy stop onder daardie spesifieke boom. Jesus sou daar verbygaan. Hy sou nie noodwendig onder daardie boom stop nie. Hy het nie onder daardie boom gestop en gekyk, hoekom hierdie weird ou wat in die boom is nie. Hy ken toe nou nog Saggeus se naam. Hy stop onder daardie boom, kyk op, wat beteken, Jesus soek mense. Jesus se vriendskap, God se vriendskap is 'n initierende vriendskap, 'n vriendskap wat weier om op te gee, 'n vriendskap wat erken dat ek en jy geskape is as medemense en dat God met ons in 'n vriendskapsverhouding wil wees, 'n verhouding wat blom van nabyheid, wat blom van liefde, wat blom van intimiteit. Want ons is geskape na sy beeld en dit is die verhouding wat die drie-enige God met mekaar het. Intimiteit wat 'n mens se verstand te bowe gaan, nabyheid wat ons nie eers kan verduidelik nie, en 'n liefde wat sy eie seun gegee het, sodat daar lewe kan wees. As dit die verhouding is wat daar tussen God is, en hy het ons na sy beeld geskep, geliefdes, dan het hy jou en my geskep, om in so 'n tipe vriendskapsverhouding met hom te wees. En as jy vandag daar sit en jy sê, maar ek beleef dit nie, dan kom hy en hy sê, maar dis die uitnodiging wat ek vir jou gee. Die rede hoekom ons dit nie altyd beleef nie, is omdat ons baie van Jesus weet, maar baie min met hom te doen het. Saggeus het baie van Jesus geweet. Hy het baie van die geskrifte geweet. Maar hy het niks met Jesus te doen gehad nie. En daai alleenheid het hom gedryf tot op die plek waar hy moes stop en sê, ek moet nou met Jesus te doen kry. En toe hy met Jesus te doen kry, dis die heel eerste ding dat hy besef, maar ek wat Saggeus is vir die Here aanneemlik. Al is ek vir niemand anders hier rondom my aanneemlik nie, al is niemand tevrede oor wie ek is nie, al het almal my afgeskryf en al voel ek hoe skaam, want ek het droog gemaak, kom Jesus nie en sê vir Saggeus, wat het jy aangevang mannetjie nie?
Jesus kom en kyk vir Saggeus in die oë en sê, ek wil vandag by jou tuis gaan. Jy moet dit vandag hoor waar jy daar sit. Geen verlede kan hierdie begeerte van Christus kanselleer nie. Hy wil by jou tuis gaan. Hy wil by jou kom sit en kuier. Hy wil nabyheid saam met jou beleef. Hy wil met jou geselsies maak. Hy wil saam met jou iemand se gebreekte bottel opruim. Want dit is die regte ding om te doen. Hy wil nabyheid kom en geniet. My en jou reaksie. So ons moet uit die boom uitklim. Ons moet ons nie so boeglam skrik, dat ons nie weet wat om te doen nie. En daarom is daar 'n uitnodiging. Wat Trevor Hudson in sy boek Loneliness skryf. Hy sê hy nooi graag mense uit om 'n brief te gaan skryf, so vandag as jy huis toe gaan. Dan skryf die brief asof jy God is. Daar's niks verkeerd daar, dis niks godslasterlik nie. Want die Here gebruik ook ons verbeelding. Jy kan 'n WhatsApp tik, stuur dit aan jouself. Maar tik in daardie WhatsApp asof jy God is en dan tik jy hoe ongelooflik baie jy uitsien om by jou tuis te kom. Nee, skryf daar, liewe Pieter, ek kan nie wag om by jou te kom sit en saam met jou rugby te kyk nie, want jy verstaan iets van rugby wat ek dink lekker is. Ek kan nie wag om saam met jou deur jou tuin te wandel nie, want jou tuin is ongelooflik mooi en ek wil met jou gesels oor elke blommetjie wat daar is. Ek sien so uit om met jou 'n bietjie tyd te spandeer oor wat jy besig is om te doen in jou gemeenskap en hoe jy met jou kinders praat. Liefde jou Skepper. Dat jy kan hoor hoe ongelooflik hy uitsien. Saggeus moes dit hoor, toe Jesus daar stop en sê, kom af, want vandag wil ek in jou huis tuis gaan. Saggeus het nie nog van Jesus geleer nie. Saggeus se heel eerste aksie na Jesus se woorde, was om oor te gaan in dade. Hy het nie kennis geneem nog. Hy het afgeklim uit die boom uit, hy het Jesus gevat en hulle is huis toe. Geliefdes, ek en jy kan vandag hier uitgaan en weer eens nog 'n preek gehoor het en nog 'n stuk skrif gelees het. En daar kan soveel daarvan kom. Omdat daar uit ons uit net geen reaksie is op hierdie vriendskap. Want of ons alleenheid het ons al so oorweldig, of ons is te skaam oor wat daar in ons verlede is, of ons kan net nie glo dat Jesus ons so like, dat hy vir my 'n brief sal skryf. Maar vandag moet jy dit hoor. Want as jy dit nie vir jouself kan hoor nie, hoe kan jy sy liefde vir jou vat? Hoe kan jy sy ontferming vir jou vat? Jy kan dit net vir jou vat as jy sy liefde vir jou glo. Dan gaan hy verder en hy sê, met Saggeus, okay, hy is af daar uit die boom uit, en toe ewe skielik hierdie mense daar rondom hom, mos nou begin mou daar in vers 7. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Klink dit nie vir julle soos vandag nie, ons mou net op ander maniere, maar ons mou ook. Ja, kyk nou weer, daai ouens betaal nie elektrisiteit nie, en nou kry hulle nog water op verniet, en hulle mou maar net op dieselfde manier. Maar weet julle wat gebeur wanneer ons vriendskap met Christus afgee? Nabyheid word afstand. Dit word ook afstand teenoor mekaar, dit word ook afstand teenoor die wêreld. Nabyheid, closeness, word distance. En wanneer ons ver genoeg van mekaar af weg is, dan gee ons nie om mekaar af te skryf. Goed oor mekaar te sê wat ons opinie is, maar wat eintlik seer maak. Hierdie mense was so ver verwyder van Christus en sy verlossing en sy mense,
dat hulle nie kon glo wat hy gedoen het nie. Hy het eintlik juis gekom om dit te doen. Ek en jy behoort juis mense te wees wat vreemd optree, omdat mense vir ons naby is. So wat gebeur as ons ver weg raak van God? Nabyheid word afstand, intimiteit gaan oor na agterdog toe. Want as jy nie meer intiem en broos by mekaar kan wees, weerloos by mekaar kan wees nie, dan begin ons wonder, maar hoe gaan jy my in die rug steek, né? Hoe gaan jy jou mes in hê vir my? In liefde skakel oor in vrees. Dan is my uitnodiging na die wêreld toe nie meer liefde nie. My uitnodiging na die wêreld is om oor alles te worry, bang te wees vir alles en almal. Vrees. Dat vrees ons gaan dryf. Julle, dit gebeur selfs met ons in die kerk, waar ons vrees die hel so. Ons reverse in die hemel. Ons moet nie dit so vrees nie. Jy moet die vriendskap met God so geniet, dat die hel nie eers 'n gedagte is nie. Dit is nie eers 'n issue nie. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Jesus se vriendskap met Saggeus het 'n vormende effek op Saggeus se menswees gehad. Mense, 'n vormende effek wat beteken in sy wese, in sy karakter het Saggeus verander. Nou hierdie storie hier is bietjie vinnig. Mense verander mos nou nie so vinnig nie, nê? Ons verwysing skuif. Maar nou moet ons dit eers inoefen. Want as jy nou hoeveel jaar, 60 jaar opgestaan het met 'n beneekte gesig, gaan dit nie môre anders wees nie. Jy moet die smile inoefen. Want jy moet opstaan en ewe skielik eers kyk na alles wat mooi is, nie alles wat jou pla nie. Jy moet ewe skielik opstaan en sê, wat het ek vandag ontvang, nie wat het ek gemis nie. Dis nogal 'n oefening, hoor. Toe maar die dominees kry dit ook nie reg nie. Ek het nou die dag die legitimasie gedoen, waar hulle die nuwe dominees nou gechap het, nee, hulle kan nou gaan werk. Sal die ou dominees nou gemoun het oor die diens nie geloop het soos hulle gedink het nie? Nou dink ek, plaas as jy opgewonde oor die nuus wat daar is, maar die terugvoer wat jy na my toe gee is, dit was over the top. Nou sê ek dalk bietjie vir julle wat maar binne my ook krap. Nou dink ek, is dit hoe ons met mekaar moet begin? Dis dalk 'n gesprek vir later, maar is dit hoe ons met mekaar moet begin? Weet jy, yesterday, nee, na jy nou daai heerlike maaltyd voor jou het, dan sê my vrou, maar hierdie vleisie wat ons vandag eet is goed gerook, né? Hy het so rokerige smaakie. Nee, man. Saggeus het in die vriendskap van Christus wat gedoen? Hy het weer naby geraak aan mense. So hy het nabyheid teruggekry. Ewe skielik is daai mens nie so ver nie, hy sit nou hier langs my. Nou kan ek hom in die oë kyk en vir hom sê, jy's 'n sondaar. Nou, ek sal dit nooit doen nie. Maar nou sien jy ewe skielik iemand anders raak. Iemand wat Christus ook voorbereid is om te sterf. Iemand wat honger is, iemand wat dalk bietjie snaaks ruik, maar iemand wat nou jou naaste is. Afstand gaan weg en intimiteit kom, wat sê, maar weet jy, ek is bereid om in jou storie te deel. Jou storie is nie net iets wat ek van kennis neem nie, dit raak my ook nou. Ek hoop, jy het vanaand slapelose nagte, sodat elke keer wanneer jy jou oë oopmaak, dat jy bid vir Henny en sy gesin. As jy môreoggend opstaan en sê, dit was 'n moeilike aand, dan sê jy nie, yes, ek het nie die rus gekry nie.
Sê ek moes die hele tyd intree vir my broer wat nou swaar. Ek mag seker nie hoop dat julle slaap, maar julle hoor. Mag die nabyheid van iemand anders se storie weer 'n effek in jou lyf hê. En dan mag die laaste ding wees wat hier met Saggeus gebeur het, nê? Ook met jou gebeur is, al sy vrese is omgeskakel in liefde. Onthou, daai man moes nou skuif van die Romeinse ryk vir wie hy tolgeld ingesamel het. En vir wie hy gehelp het om ryk te word. Na die kant toe waar hy die geld uitdeel. Dis die skei wat die liefde in sy lewe gehad het. Dit moes vreesaanjaend gewees het, want die plek vir wie hy werk sou om heel waarskynlik afgelê het. Maar die liefde het die vrees oorkom en hy het dit gedoen. Die Here bring hierdie vriendskap vir my en jou, en dan hoor hoe gaan hierdie storie verder. Dan sê die Here in vers 9, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Nie net vir Saggeus nie, vir die hele huis, want die vriend, wie 'n vriend van Christus is 'n vriend van ander, en nooi hulle ook na Christus toe. Tot vir daardie huis redding gekom, ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Want hy leef nie meer vir homself. Hy het hierdie vriendskap ontvang en homself nou in hierdie vriendskap gesien, omdat hy homself kon neerlê. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. As ek en jy verstaan wat so 'n ongelooflike vriend Jesus is en hy daarin gedoen het, dan is my en jou uitnodiging om oop te gaan te soek en te red dit wat verlore is. Hulle wat verlore is. En ons moet daarmee besig wees. En redding beteken nie altyd net ek moet gaan op 'n sending uitreik. Ek dink redding in vandag se storie waarmee ons met mekaar deel, beteken daar's 'n gemeente wat vir my bid. Want die lewe se slag was net te groot. So die vriendskap wat Jesus vir my en jou vandag hier hou en sê, kom en wees my vriend, is dit wat hy gebring het, sodat die samelewing omskep kan word, in 'n stuk koninkryk hier en nou. En daardie vriendskap word vir my en jou gegee en gegeen. Maar ek wil hê jy moet 'n tweede oefening ook vandag gaan doen. Onder die eerste oefening moes jy nou so bietjie sê, wat is die Here se hart? Hoe lyk sy begeerte om met my in 'n vriendskapsverhouding te wees? Ek wil vandag vir jou die volgende vra, om 'n tweede brief dan te skryf. Nou hoe jy verlang om sy vriend te wees. Sy vriend te wees in nabyheid wat jou verstand te bowe gaan. Sy vriend te wees in intimiteit, sodat jy 'n stuk sielsbevrediging beleef, wat jy nie gedink het moontlik kan wees. 'n brief waar jy verlang na sy liefde, waar vrees amper nie eens iets is, wat jy jou kan aandink nie. Want niemand van ons is aan die lot van 'n alleen lewe oorgelaat. Wanneer ons bely, Jesus is ons Here, hy is ons redder, en hy is ons vriend. So ek dink in hierdie Kerstyd, as jy ooit gewonder het, wat is die groot geskenk, dan is die geskenk, ja, verlossing, maar as gevolg van die verlossing, gaan die geskenk verder in hierdie ongelooflike vriendskap. 'n vriendskap wat jy hierna gaan uitgaan en weet, ek is nooit alleen nie. Mag jy ook hierdie vriendskap uitdeel, sodat mense op die vreemdste plekke kan beleef,
Ek het vandag ervaar, God met my. Kom ons bid saam. Almagtige Here, U is vir ons goed. God met ons. En wanneer ons dit bely, dan bely ons dit omdat U heel eerste gekom het om hierdie vriendskap te bring. U het ons geskep soos U is, en daarom is ons medemense gemaak vir hierdie vriendskap. En daarom is ons ook vriende van mekaar. Help ons om hierdie vriendskap te gaan uitdeel, Here. Dankie vir sy Gees, en hoe U hom omvorm het, die transformasie wat plaasgevind het, as gevolg van U vriendskap. En Here, laat in my daai selfde transformasie asseblief gebeur, en elkeen wat hier is, dat ek nie vir myself sal lewe en my eie vriend sal probeer wees nie, maar Here, dat ek waarlik in U vriendskap my identiteit vind, my bestaansdoel vind, en alles wat nodig is. Dankie Drie-enige God, U is vir ons goed. Amen.